Maar ons het dankbare harte vanmorgen en het tekort aan woorde om U die lof te gee en U die prys. Maar sien ons raak, hoor ons Vader, en ons hierdie lieflike lofprysing wat U gesing het, en hierdie woord wat nou sal uitgaan, Vader, alleen deur die Gees van God gespreek sal word, in Jesus naam, in Jesus se kosbare naam. Ek bid, Vader, en elke vyandse mag wat dink hy gaan hierdie diens versteur, sal gebind wees, en ons sien hom terug in waterlose plekke waar hy vandaan kom, en ons sê, jy sal geen oorsprong met al jou planne of uitwerking in hierdie gemeente hê. Dankie, Here Jesus, U seën hierdie plek, in Jesus naam. Come on, Lord, and come inhabit the praises of your people. As we sing, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. To Him who sits on the throne be blessing, glory, honor, power, dominion, and strength. I worship You. Be magnified, O Lord. Be glorified. As we raise our voice in worship. Amen. Amen. Hy is waardig, Hy is waardig, Hy is waardig. Amen. Amen. Ek leef nie meer, Christus leef in my. Yes, Maar nou weet ek, daar is mense wat dit nie doen nie. So ek dink ons moet maar in elk geval na die woord toe gaan. Kyk wat die skrif vir ons leer hier omtrent. Is U reg vir die woord? Amen. Dis heerlik om met mekaar te kan deel uit iets wat ons weet die waarheid is. Amen. Dit is al 'n verskriklike ding om iets vir mense te moet deel en jy wonder self. Ek wonder of dit nou waarheid is. En of ek nou besig is om mense om my vinger te draai. Dis nooit lekker om te twyfel oor iets nie. Maar broers, wat oor hierdie woord hoef ons nooit te twyfel. Yes, my Lord. Die hele skrif is deur God ingegee, sê 2 Timoteus 3. En is nuttig tot lering, tot teregwysing, tot onderwysing. Ag, dankie ou man. So ons gaan vanmôre hierdie skrif oopmaak as objektiewe waarheid. Dis hierdie Bybel, soos hulle sê, is ware noord. Yes. As jy hom volg, sal jy uitkom waar hy sê jy na toe op pad is. Amen. En as jy hom nie volg nie, gaan jy ook uitkom na waar hy sê jy op pad is. Want daar sê daar's twee weer. Ah, man, nou kom ons sonnaskoolletjie. Onthou julle hierdie sonnaskoolletjie? Ek wonder wie, as julle hierdie een ken, dan jy ouderdom verklap. Maar ek ken hom. My pa was lief vir, hy sê, een deur, net maar een, kante is daar twee, 'n binnekant en 'n buitekant, aan watter kant is jy? Een deur, net maar een, kante is daar twee, ek is aan die binnekant, aan watter kant is jy? Het jy hierdie deur gegaan? Is jy in Christus? Of staan jy nog buite? Jesus sê vandag, hy staan op by jou deur en hy klop. As iemand my stem hoor, sal ek ingaan en saam met hom feesmaal vier. En Jesus het gestaan by 'n kerkdeur, hoor. Hy het nie gestaan daar buitekant by iemand by 'n huis se deur nie. So hy praat met die kerk. Hy sê ek staan by julle kerkdeur. Die Here staan en hy klop. Is daar iemand wat hoor? Vanmôre vertrou ek dat iemand sal hoor. Amen. Galasiërs hoofstuk 2. Ek wonder as julle Galasiërs 2 hoor. Wat is die eerste vers wat in jou gedagtes opspring? Kyk, as ek sê Johannes 3, dan sê almal, ja, vers 16. Galasiërs 2 moet ook so wees. Galasiërs 2 vers. Ag, baie dankie my suster. Galasiërs 2 vers 20. Kom ons lees dit sommer hardop saam. Wat sê julle? Ons lees dit almal saam. Dan bely ons dit sommer almal met ons mond vanmôre. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig
En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Amen. So sal dit wees. Amen. Nie amen nie met 'n vraagteken nie, amen. So sal dit wees. Nou broer en suster, ons gaan vandag met iets praat wat ons almal baie deeglik van bewus is. En dit is die sonde. Ken julle die woord, die sonde? Hoe sê Hebreërs 12, hy sê, laat ons elke las af lê en die sonde, wat ons so maklik omring. Nee, jy sien, ons praat nie van 'n sonde nie, ons praat van die sonde. Nee, wat is jou die sonde? Jok, nou gaan hy gedagte so. As ek vir sê, wat is jou die sonde? Is dit hy tong wat jy nie kan beheer nie? Of is dit hy voete wat jy nie kan beheer nie? Wat na plekke toe gaan waar jy nie moet gaan nie? Is dit die hande wat jy nie kan beheer nie? Dinge wat jy doen en aanpak, wat jy nie moet doen en aanpak nie? Wat is jou die sonde? Dion, wat is jou nou? Kom ons hoor gou 'n bietjie. Ek het te veel. Nee, daai is 'n easy way out. Jy sien, daai die sonde, dis daai wat ons van net niemand moet weet nie. Niemand moet weet nie. Alright, so ons gaan 'n bietjie praat oor die sonde. En ons almal is bewus van die stryd wat ons as mens voer. En as ek praat van ons as mens, verwys ek veral na wedergebore kinders van die Here. Amen. Daar's 'n stryd wat ons stryd teen die sonde. En ons is maar te bewus daarvan. Ons is bewus van die krag wat sonde het oor 'n mens se lewe. Ken jy daai krag? Jy weet, die Bybel is as ware 'n rekord van die mens se stryd met sonde. Dit is soos 'n rekordboek. Daar is omtrent nie een in die Bybel behalwe Jesus self en 'n man met die naam van Josef. Daar's 2 mense en dan Henog wat ons sien wat daar nie iets gesê word in 'n negatiewe lig met betrekking tot hulle wandel. Maar dit beteken nie dat daar nie ook sonde in hulle lewe was. Niemand is immuun daarteen nie. Wat sê Romeine 3 vers 10? Daar is niemand regverdig nie. Vers 23 sê, almal het gesonde. Romeine 3. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid. You come short of the glory of God. Ons almal kom so bietjie kort, sommige bietjie meer as ander. Nee? We come short to the glory of God. En die Bybel is 'n rekord daarvan, en die Bybel openbaar aan ons die absolute verwoestende krag wat sonde kan hê oor 'n mens se lewe. Selfs Paulus, na wie ons so kyk as 'n voorbeeld van 'n godswandel, het self verklaar, maar dis heel daar, in Romeine 7, vers 17 en 18. Hoor wat verklaar Paulus oor sy eie stryd, wat hy gevoer het, teenoor hierdie sonde in sy vlees. Wat sê hy daarvoor? Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen, maar die sonde wat in my is. Want ek weet dat in my, dit wil sê my vlees, niks goed doen. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, is dit nie. Ja, en dan die volgende vers. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En dan? Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my doen. Dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my doen. Och, dis baie woorde. Maar dit klink vir my asof Paulus daar met 'n wroging besig is. En ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie wroging en ons gaan dit so 'n bietjie uitpak om te sien wat het hy eintlik vir ons daar gesê.
Alright. Nou, hier is die uitdaging vir die kind van God. Almal hier, kinders van die Here, wedergebore, Jesus bely. Amen, gedoop met water, vervul met die Heilige Gees. Okay, hier is ons challenge. En dit is as kinders van die Here. En so by the way, vanoggend se boodskap is soos gereedskap vir jou toolbox. Jy weet, 'n toolbox sonder gereedskap is ook maar net 'n toolbox. Jy het tools in die box nodig om dit effektief te maak. 'n Party van ons kort so 'n bietjie gereedskap om te weet hoe moet ons hierdie stryd wat ons almal voel, hoe moet ons heers daaroor? Hoe moet ons oorwinning kry daar? So vanoggend is gereedskapsoggend. Alright. Nou, ons almal sit met hierdie uitdaging en dit is dat ons wil so graag 'n heilige lewe leef. Ons wil rein wandel voor die Here. Dis ons almal se wil as kinders van die Here. Ons wil tog reg lewe, wil ons nie? Maar ons vind daar's 'n beginsel hier binne in ons. En weet jy wat is die beginsel? Die beginsel is dat daar is dinge wat ons weet nie goed is vir ons nie. Inteendeel, ons haat dit. Want ons weet wat dit doen. En ons weet hoe dit ons laat voel. En ons weet die verwoesting wat dit bring. En tog, as jy jouself kry, dan vind jy jouself, dan doen jy daai ding wat jy so haat. Wat sê Kathy? Dis 'n beginsel ding. En dan is daar ander goed in jou lewe wat jy weet is goed vir jou. Jy weet dis reg. Jy weet dis lieflik. En jy wil dit doen. Maar wat vind jy? As 'n tyd verbygaan, dan besef jy maar ek het dit nooit gedoen. I don't do it. Ek weet dis goed vir my, maar I don't do it. Wie ken daai beginsel? Yes, amen. Né? Die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En die dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dis 'n beginsel. Nou, kom ons kyk gou-gou wat sê Paulus. Nou in Romeine, waar ons nou net was, 7. En ons lees daar vers 6. Ons is by Romeine 6. Romeine 7. Kyk wat sê hy daar in vers 15. Hy sê, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil doen, doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Alright? Hy sê, en as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan stem ek die wet toe, dat dit goed is. Nou wat Paulus hier sê is, dat hierdie beginsel wat jy in jou lewe vind, van doen wat ek nie wil doen en nie doen nie. Hy sê dat hierdie beginsel toon eintlik vir jou dat die wet van God is goed. Want die wet van God wys vir jou wat is goed vir jou en wat is nie goed vir jou. So die beginsel sê eintlik die feit dat ek nie wil doen nie wat ek doen en doen wat ek nie wil doen nie, toon dat die wet van God goed is en dat dit lei tot 'n goeie vrugtevolle lewenswandel as jy volgens die wet hou. Alright? So hierdie beginsel sê die wet is goed. Daarom is daar so hierdie stryd in jou. Okay? Maar dan sê hy in vers 17, hy sê, maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Omdat hierdie beginsel teenwoordig is, en die wet van God vir jou sê, as gevolg van hierdie beginsel, dat die wet is goed, en die beginsel, omdat jy so skuldig voel, toon dat die wet goed is, sê Paulus, daarom is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my is. Want ek wil die regte ding doen, maar Jesus saad hier binne, wat van die eerste Adam af deurgetrek is, na al die mense toe. Die saad
wat jou aantrek na die verkeerde toe. Nou is die saad hier binne in jou, die wet stem goed. Die wet stem dat dit reg is om volgens God se verordeninge te lewe, maar hierdie ding hier binne in my, trek my. En dit is nie jy nie, maar dis jou vlees. Wat jou trek om te doen, wat jy nie wil doen nie. Met ander woorde, is die krag van sonde, want die sonde lê in jou vlees. Daai saad is in jou vlees. Dis die krag van sonde wat maak dat ek oortree volgens God se wet. Alright? En dan gaan Paulus en hy sê, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Maar die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So Paulus sê, dat ek wil die regte ding doen. Ek wil die goeie doen. Maar hoe het Jesus vir Petrus gesê? Onthou julle? Jesus sê vir Petrus in Matteus 26:41, hy sê, o Petrus, die gees is gewillig. Maar die vlees, die vlees is swak. Wie ken dit? Yes, amen. Die gees wil, maar die vlees is swak. En met ander woorde, om goed te wil doen is teenwoordig, maar om dit uit te voer is afwesig. Die wil is teenwoordig, maar die uitvoering is afwesig. Okay? En dan gaan Paulus verder en hy sê in vers 7 vers 21. Hy sê ek vind dis hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad in my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek die ellendige mens. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek gaan as prins net oor daar, want ek weet die antwoord kom net daarna. Maar wie sal my verlos van die liggaam van hierdie? Jy wil nou die volgende versie lees, né? Jy sien, Ek het klaar gewys. jy wanna jump the gun. Né? Jy moet wag. Hold. Okay. So Paulus sit met hierdie ding en hy sê, ek sit met hierdie uitdaging. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Nou broer en suster, wanneer 'n mens hierdie Bybel lees, dan vind jy dat selfs die mense in die Bybel wat jy so oplig as kampioene, as helde, geloofshelde en oorlogshelde en weet, gaan kyk bietjie van naderby na hulle lewe. Dan sê jy, sien, daai helde het ook maar van tyd tot tyd geval en was verstrik in die versoeking van sonde. Dink aan Dawid. Ja, ons dink aan nou Dawid en ons sê, man, Dawid is 'n man so na God se hart. Sy ywer vir die Here is uitstaande. Sy aanbidding tot God was so opreg, dit was so eg, dit was so waar. En as ons deur die psalms lees, dan wil ons net sing tot eer van die Here, soos wat Dawid sy aanbidding tot God bring. Maar wat sien ons? Ons sien daar was 'n oomblik in tyd, ook in Dawid se lewe, waar hy toegegee het aan die versoeking van die vlees met 'n ander vrou genaamd Batsheba. Nogal Batsheba, want hy het daar in die bad geval. Né? Batsheba binne in die bad. Julle het hom. Sy, daar kom hy nou nie. Alright. So sien Dawid,
Daardie man so na God se hart het ook gestruikel vir die versoeking van die vlees. Abraham! Abraham! Die man van geloof, toe God hom roep uit Ur van die Galdeërs en vir hom sê, trek uit jou land uit na 'n land wat ek jou sal wys. Toe het Abraham in geloof sy goed gevat en getrek vir Here. En hy het getrek na 'n land wat hy glad nie ken nie. En so by the way, vir die res van Abraham se bestaan op aarde, het hy gebly in tente. Hy het sy woning verlaat, 'n lieflike huis om in tente te gaan bly. Wie sal vandag jou huis verlaat en in 'n tent gaan bly vir die res van jou lewe? As die Here vir jou sê, sal jy dit doen? Woe! Baie Abrahams hierso. Baie Abrahams. Né? Maar wat sien ons? Dat hierdie man van geloof, wat God van gesê het, Abraham het God geglo. Toe God vir Abraham wys die sterre van die hemel, gesê, so sal jou nageslag wees. Sê Genesis 15:6, en Abraham het God geglo, en die Here het dit hom tot geregtigheid gereken. Abraham, ek wil soos jy wees, wil jy regtig soos hy wees? Want ons sien dat toe Abraham uiteindelik in die land van Kanaan kom, en hy aftrek daar na Egipte toe sê vir sy vrou, luister, as ons by Egipte kom, jy's nog hulle mooi, jy's 'n mooi girl. Hy sê, jy moet nou nie vir Farao sê, jy's my vrou nie. Sê vir haar, jy's my suster. Maar net soek hy vir jou, en dan maak hy my dood om vir jou te kry. Hierdie geloofsman gaan staan voor Farao en lieg vir hom, uit vrees vir die dood. Dis Genesis 12. Lees 'n paar hoofstukke verder in Genesis 20. Toe Abraham nou so verder trek, toe kom hy daar in Gerar, daar voor koning Abimelech. Hy doen waaragtig dieselfde ding, asof hy nog nie sy les eerste keer geleer het nie. Hy lieg weer en sê, asseblief sê vir Abimelech, jy's my suster. Uit vrees vir sy dood. Hy's bang, hulle maak hom dood om by die vrou uit te kom. Nou ja, ek het ook al gewonder, jong, eers ek het jou net. Maar hoe dit ook al sê, ons sien Abraham het geknak in sy geloof. Maar hy is hierdie groot geloof self. So wat sê ek, broer en suster? Niemand is immuun teen die aanslag van sonde nie. Niemand nie. Selfs julle wat so heilig lyk. Yes. Né? Het Tannie Betty? Hoorie, daai is nou 'n tannie, dis nou 'n deugdsame vrou. Né? Moet niks sleg van haar sê nie, hoor, julle sal met my te doen kom. Ek spot sommer Tannie, hoor, ek spot sommer. Ons almal is vatbaar vir dit. En ons almal is deeglik bewus van die verwoestende krag wat sonde het. Wie ken die krag van sonde? Dit verwoes lewens. Dit verwoes families. Dit verwoes nasies. Dit verwoes kulture. En ons weet dit. En tog, word ons so gefascineer deur dit. En as jy jou weer kry, dan gee jy toe daaraan. In steede van om dit te weerstaan. Ja. En wanneer jy toegee daaraan, en ons almal ken dit, ja, selfs die heilige pastoor wat hier staan, wanneer jy toegee daaraan, dan vind jy hoe dit jou stelselmatig afbreek, stukkie vir stukkie. Dit breek jou verhoudinge af tussen jou en die mense rondom jou. Maar hy kom so stadig, jy sien, sodat dis soos 'n padda in water, jy maak die water stadig warm. En die padda kom nie agter, hy's besig om te kook nie. Né? En as jy toegee daaraan, dan verwoes dit jou oor tyd. En tog vind jy kan nie dit stop. Wie was al daar gewees wat ek wil hierdie ding oorgee, ek wil stop met dit, maar ek kan. I just cannot. Dis wat jy sê. En nee, jy's reg, maar jy's verkeerd. Because you cannot. That's true.
You cannot. Yes. It's no longer I. Yes. Ons gaan nou by die hel kom. Alright? En jy besef, ek kan dit nie doen nie. Ek is vas. En dan kom die godsdienstgees ook nog in. Jy weet in die godsdienstgees. Die godsdienstgees maak dat jy lief is daarvoor om ander mense uit te wys. Yes. Woe! Yes, amen. Ek kan nie glo dat 'n kind van die Here so iets sal kwytraak nie. Ek kan nie glo dat 'n kind van die Here so iets sal doen nie. Jy hoor. Ek sê noem myself 'n kerkmens. Ja. Né? But meanwhile back at the ranch, doen jy dieselfde ding. Yes. Maar jy vind jouself dat jy dit actually goed praat vir jouself. Jy verskoon jouself. Ek het 'n rede. Jy weet, julle weet nie wat ek deurgaan nie. Né? En jy regverdig dit selfs in jouself. Maar hoe as iemand anders dit doen? Dis terrible. Hoe durf so iemand dit doen? Julle ken mos daai godsdienstkant. Yes. Né? Daarom moet nie vir veroordeling staan nie. Want by dieselfde maat waarmee jy meet, Gaan jy gemeet sal weer word. vir jou gemeet word. Yes. So my maatstaf is maar kort, joh. Want ek wil ook so kort gemeet word. Ek sal eendag voor die regterstoel van God verskyn. Ja, daar sal alles oop en bloot wees. Maar teenoor mekaar moet ons genadig wees met mekaar. Ons moet mekaar uitwys. Ons moet mekaar in die waarheid lei. Maar wees genadig met mekaar, omdat jy self voor God staan. Yes, amen. Ook so. Amen. Nou is die vraag maar. Dankie dat maar die vraag. En die vraag is, hoekom is die sonde so aantreklik? Hoekom is dit so begeerlik? Want as sonde nie aantreklik was, sou jy dit gedoen het. Nee, jy doen dit want daar's iets wat jou aantrek daartoe. Alright? Nou is die vraag, hoekom is dit so aantreklik? En hoekom is ek as kind van God? Hoekom voel ek so swak daartoe? Want baie kinders van God voel swak daartoe. Nie almal nie, maar baie voel swak daartoe. Hoekom voel ek so weerloos teen dit? Wil jy die antwoord weet? Daar is 'n antwoord vir dit. Dit is baie eenvoudig. Tweeledig. Nommer 1, hoekom is sonde so aantreklik? Jy sien, sonde is aantreklik want die Here toets jou om te sien of die verklaring van jou liefde vir hom eg is. Of jy hom liewer het as enige iets anders. Jy sien, ons is vinnig om te sê, o Here, ek het U so lief. Ek het U lief met alles wat in my is. Alles wat in my is, né? Maar wanneer die toets kom, om my liefde so 'n bietjie te toets, dan vind ons onsself dat ons oorgee, my sussie, aan daai juiste ding, wat ons weet, God haat daai ding. Ons het nou net gesing, hoe lief het ons hom, en hoe lieflik is sy woninge. Maar nou, dan gaan doen ons daai ding wat ons weet sy hart baie seer. Jy sien, so wat doen die Here? Hy toets jou liefde vir hom, daarom laat hy toe, dat sonde so begeerlik is. Want hy toets jou om te sien of jou liefde vir hom net lippetaal is. Is dit net lippetaal? Of is dit uit die hart? Is dit eg? Jy sien, sonde is aantreklik. Sonde is baie aantreklik. Maar God wil sien, het jy my liewer as die sonde? Het jy my so lief, soos wat Matteus 22:37 werklik sê, wat sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel,
met jou hele verstand. Vra jouself, het ek hom regtig so lief? Of vind ek myself maar ook oorgee? En daar jy se ding doen wat ons weet, God se hart. God toets dit. Weet, Petrus is 'n baie mooi voorbeeld. Want hy het toe Jesus gesterf het, begrawe is en opgestaan het, vir 'n tyd het die disippels gedog, die Messias, wat ons gedink het ons gaan verlos, hy is nou weg. En weet, gewoonlik as jy voel alles het nou misluk, dan val jy terug op wat jy ken. Nee? Jy val terug op dit waar jy gewoond was. En wat het Petrus geken? Ja? Visvang. Hy het visvang geken, want hy was 'n visserman toe Jesus hom ontmoet het. En toe hulle nou nog alles is oorskadouer, Jesus is nou dood. Wat doen Petrus? Hy sê, boys, ek gaan maar weer visvang, jong. Gaan lees daar so in Johannes 21. Ek gaan maar terug na my ou bedryf, ek gaan maar weer visvang. En wat gebeur? Jesus stap daar op die strand. En hy sê vir die manne, gooi julle net aan die ander kant, want hulle het niks gevang nie. En wat gebeur? Die net raak vol. 153 visse. En die disciples sê vir Peter, want hy staan daar, dit is wat die Bybel sê, hy was na. Vang mense kalvis. Ek weet nie, hoe vang mense vis? Ek weet nie wat daar in die diepsee aangaan. Maar Petrus, hy staan daarna, en skielik hoor hy, hey, dis Jesus! En hy spring toe sommer in die see, want hy moes nie so gevang word, ek weet nie hoe hy aangetrek hier binne in die see, maar toe op die kant kom, toe is hy aangetrek. En toe staan die 4 keer al reg, en hulle is besig om, Jesus is besig om die brood reg te kry, want hulle gaan nou saam eet. Maar toe vra Jesus vir Petrus. Wat vra hy hom? Lees maar gou in Johannes 21 vers 15. Jesus vra vir Petrus 'n vraag. Dis kom ek maar 'n voorbeeld wil vertel. Ek wonder of jy het al raak gesien het. Maar lees hom stadig, ek weet nie mense moet hoor wat hy sê. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Ha! Het jy my waarlik lief? En wat sê hy? Meer as hulle hier. Wat is daai hulle? Ons dink dat hy nou hom met die ander disippels vergelyk. Petrus, jy my liewer as Jakobus? Dat jy my liewer? Nee. Dis nie, Jesus het nie na die disippels verwys nie. Jesus het nie disippels opgespeel teenoor mekaar nie. Wie waarna Jesus verwys? In my oortuiging. Jesus het na daai visse gewys en gesê, Petrus, het jy my liewer, selfs as daai wat jy so lief voor is. Visvang. Ons almal het daai passie in ons lewe, daai ding wat jou hart laat klop. Daai ding wat jou opgewonde maak. Daai een ding waar jy sê, ek kan nie sonder dit nie. Vandag is die dag waar die Here voor jou en my staan en sê, het jy my liewer as daai passie in jou lewe? Dink bietjie daarop. So die Here laat dinge toe, die dinge van die wêreld toe in ons lewe, om te kyk, het ons hom werklik lief as daardie ding. Kan jy verstaan hoekom die Here toelaat dat sonde en die dinge van die vlees so aantreklik is? Want hy toets ons. Kan ek sien hoeveel van ons slaag hy toets? Het ons hom liewer as enigiets? Toch, ek sit my net by hand op om te kyk of iemand nog 'n lamp wil opset, maar ek sien ons slaan 'n spyker raak hier volgende. Yes. Want ons het iets om oor te dink. Die tweede deel van die kwessie was, hoekom voel ons soms so swak dan? En die antwoord is ook eintlik eenvoudig. En dit is, dat die Here nie wil hê, dat jy enige selfregverdiging in jou lewe sal verkry, en waar jy in jouself sal roem, omdat jy
iets oorwin het in jou lewe. God wil hê dat jy sal besef dat uit jouself uit sal jy nooit daardie ding oorwin nie. Never. Jy kan maar try. Jy kan sê ek gaan op 'n sabbatical gaan, ek gaan daai pakkie sigarette gaan ek nou vir 5 dae gaan ek los met die hoop dat na 5 dae gaan jy nie weer 'n behoefte hê daaraan nie. Ek sê vir jou na 5 dae gaan jy 3 pakkies op 'n dag ruk. Net om in te haal dit wat jy verloor het. You cannot do it! Want God gaan nie toelaat dat jy die eer gaan kry en die roem in jouself gaan kry vir dit wat jy oënskynlik reg gekry het om te oorwin nie. God is 'n jaloerse God. Yes. Jy sien die Here, hy is die een wat aan jou die krag wil skenk. Hy is die een wat jou die oorwinning wil gee oor daardie ding waarmee jy so worstel. Sodat wanneer jy getriomfeer het oor daardie saak, dan het jy niks om in te roem. Want jy weet, it wasn't me. Yes. It was Christ Yes, my Lord. that liveth in me. Yes, amen. Wie sal my verlos van die liggaam van die dood? Ek dank God deur Christus Jesus. Dis alleenlik deur hom Yes, amen. wat jy ooit die oorwinning sal kry. Amen. Nou hier is die ding. God wil aan jou die oorwinning gee. Yes. Hy wil hê, Lord, dat jy sal triomfeer oor daardie ding wat jou so aftrek. Maar die vraag is, hoe gaan hy dit doen? Wat is sy plan? Want julle weet, sy exciting plan. Baie exciting, ek raak van excited. Weet wat sy plan? Is jy reg daarvoor? Hy wil jou doodmaak. Jy wil doodgaan. Dis sy plan. God wil jou doodmaak. Want jy sien, 'n dooie mens. Vir 'n dooie mens kan jy maar attraksies voor hom gooi. En jy kan hom uitlok met lekker reuk, lekker kos en alles. As daar 'n dooie lijk daar lê, gaan jy enige reaksie kry uit 'n dooie lijk en maak nie saak hoe lekker jou kos is wat jy maak. Maak nie saak wat is die verleiding wat jy hom probeer verlei nie. Ek twyfel of jy enige reaksie gaan kry. Jy sien, jy kan 'n dooie mens nie versoek met die dinge van die wêreld nie. Want hy's dood. Nie waar nie? En dis hoe God jou en my wil hê. Dood. But how does it work? Ag, ek is so bly jy vra vir my, Misha. Want ons is nou in Romeine 7, né? Gaan net gou een hoofstuk terug, Romeine 6. Kom ons kyk gou-gou. Romeine 6 vers 6. Jy gaan nie vers 4 lees nie. Ons gaan vers 6 lees. Hy sê, aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Right? So wat God wil hê is, dat jy moet by 'n punt kom, waar jy gekruisig word, die ouwe mens gekruisig word, en jy sterwe, sodat jy nie meer die sonde sou dien nie. Jy dien die sonde nog, want jy is nog te lewendig. Daar moet 'n sterwe plaasvind, sodat jy nie die sonde sou dien nie. Hy sê, want hy wat gesterf het, vers 7, is geregverdig van die sonde. As jy gesterf het, is jy geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe.
Okay, it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. Ek is met Christus gekruisig, Galasiërs 2:20. Ek leef nie meer nie. Sodat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom, dit is Christus nie meer nie. Van die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Nou kyk hierdie vers 11, dis baie belangrik. So moet julle ook reken. Dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus. We need to consider. Wat moet ons consider? Wat moet ons bereken? Jy het 'n berekening om te maak as kind van God, dat jy is nou met Christus gekruisig. Jy is dood vir jouself en jy's lewend vir Christus om nie meer die begeerlikhede van die vlees te dien nie. It's a consideration you need to make en is 'n verklaring wat u en ek moet maak. Ons moet dit reken. Alright? Hy sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers. Met ander woorde, hy praat hier met die kerk. Hy sê, hy praat met die kerk oor, laat die sonde in julle sterflike liggaam nie heers nie. Met ander woorde, die sonde is teenwoordig, dit is daar. Die attraksie is daar, maar jy moet nie dat dit oor jou heers nie. You must consider it. Dat julle aan sy begeerlikhede, want die begeerlikheid is daar, maar ons moet nie gehoorsaam wees aan die begeerlikheid nie. En moenie julle lede stel tot beskikking nie. Dis alles werkwoorde. Ons moet nie toelaat nie, ons moet nie toegee nie, ons moet nie ons lede beskikbaar stel nie. Dis werkwoorde. Daar's werk om te doen as 'n kind van God. Ja, ek is met Christus gekruisig, maar wandel nou. Demonstreer nou. Neem jou gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan God. Wandel deur die Gees, sodat jy nie die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Dis alles hierdie woorde. Dis werkwoorde. Ja, jy werk nie om kind van God te word nie, maar wanneer jy 'n kind van God is daar werk wat gedoen moet word. Want anders gaan jy jou vryheid gebruik as aanleiding vir die vlees. Stel dit tot beskikking. Hy sê, moenie julle stel tot beskikking, vers 13, van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God, want die sonde sal, hoor hier, die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Luister, hier is 'n verklaring wat God maak oor diegene wat hom dien, soos wat hy vra om gedien te word. Hy maak 'n verklaring oor diegene wat reken dat hulle gesterf het, en dat hulle dood is, om die sonde te dien, en lewend is vir Christus. God maak 'n verklaring oor jou, en hy sê, oor jou sal die sonde nie heers nie. Oor jou. Jy sien, broer en suster, wanneer jy na God toe kom, en jy jou oorgee aan hom, en deurgebore word, dan leef jy nie meer vir jouself nie. Want jy behoort nie meer aan jouself nie. Sien net my? Wat sê in Korintiërs 6 vers 19 en 20? Weet julle nie
dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees nie, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Met ander woorde, as jy 'n kind van God is, guess what? Jy kan nie meer doen wat jy wil nie. Want die oomblik toe jy hart vir die Here gee, was daar 'n oordrag van regte. Jy het jou regte. Menseregte, vroueregte, allerhande regte. Dis my reg om te praat, dis my reg om te wees, dis my reg om te doen. Luister, as jy kind van God is, het jy nie meer regte nie. Jy het net voorregte. Jy dra jou regte oor aan God. Daarom, omdat jou regte aan God oorgedra is, kan jy nie meer doen wat jy wil in jou liggaam nie, want jou liggaam behoort nie meer aan jou nie. Yes. Hou op om so jou reg toe te eien en sê, wel, dis my liggaam, en ek sal daarmee doen wat, jy kan daarmee doen wat ek wil, moet dan nie sê, jy is 'n kind van God. Moenie jouself as 'n Christen voorgee, maar jy roem daarin, dis my liggaam, en ek sal met hierdie liggaam doen wat ek wil nie. Ja, gaan leef in die wêreld, dan is dit joune. Maar as jy kind van God is, dan is daar 'n oordrag van regte wat plaasvind. Nou behoort ek nie meer aan myself. En nou, omdat ek nie aan myself behoort nie, sê die Here, wat jy moet doen as 'n kind van God, want onthou, die begeerlikheid is nog daar, maar ek het met Christus gesterwe. Maar hy is nog hierdie attraksie. Dis waar die reken inkom. In geloof moet jy jouself nou dood reken. Die oomblik as hy attraksie kom en sê hy, I'm dead to this. I'm dead to this. Ek kan nie help dat 'n voël oor my kop vlieg nie, maar waaragtig, ek kan help dat hy my kop nes maak. Daar moet ons elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Wie moet dit gevange neem? Jy moet. Dis 'n dissipline. Want dis hier waar die oorlogsveld is, the battlefield of the mind. Yes. Daai vuurige pyle wat afgeskiet word, waar word dit afgeskiet? Hier naartoe. Jy stap nog so in die volgende kom daar hierdie idee voor jou. Nou waar kom die idee vandaan? Dis 'n vuurige pyl. Hy is afgeskiet. En nou is die vraag, wat gaan jy doen met daardie gedagte? Is julle met my? Maak dit sin? So jy reken jouself dood daarvoor. Ja, die sonde is 'n attraksie, maar jy reken jouself dood daarvoor, wetende dat God het oor jou verklaar, dat die sonde nie oor jou sal heers nie. Met ander woorde, ek weet God het gesê, ek hoef nie my knie te buig daarvoor nie. God gee my die krag om te heers oor dit. Ek hoef nie te onderwerp daaraan nie. En omdat ek weet, dis God wat my die krag gee, reken ek myself dood daarvoor. Maak dit sin? Ek weet, dit kan baie complicated raak, maar dit is eintlik nie, dit is eintlik baie eenvoudig. Nou is die vraag, en hiermee sluit ek, nou wat gebeur nou as ek nou oor die tou getrap het? Wie het oor die tou getrap? Dit kan verskillende toue wees. Ja? Maar wat doen jy as iemand gesondig het? Nee? Ek skryf hierdie ding aan julle dat julle nie moet sondig nie, maar as. En ons almal het al geval vir die as. Nee. Wat doen ons? Luister, nommer 1. Erken dit, man. Nee. Moenie dit regverdig nie. Maar los my uit. Dis my eie mens. Pa. Vrou, man. Nee, erken dit. Bring dit aan die kruis. Bely dit. Want met die mond bely ons tot, met die hart glo ons tot geregtigheid. Met die mond bely ons tot, bring dit, bely dit. En maak 'n verklaring en sê, ek reken myself dood vir hierdie ding. Van God gee my die krag om te heers hieroor, sodat ek nie hieraan hoef te onderwerp. En jy sal vind, as dit 'n gewoonte raak by jou om dit te verklaar en dit te bereken en dit
daai belofte vas te maak, sal jy vind, op God se tyd, en op God se manier. Partykeer gebeur dit sommer net so. Partykeer val jy 2 of 3 keer, dalk 4. Sommige mense sê, ek het al 40 keer. Maar luister, it's never too late. Begin daai verklaring maak vandag. Ek reken myself dood vir die vlees en lewend vir Christus. En jy sal vind dat God jou met tyd vry maak. Weet, ek bestaan in baie worry. Jy kom worry. As die geld nie daar is en die maand kom einde se kant toe, wie ken worry? Ja. Nee? En jy maak jou syfertjie, maar die inkomste staat en die uitgawes staat, daar is nie 'n balans daar nie. Jy gaan kan 'n mens worry hoor. Jy gaan worry kan maak dat jy snaakse goed is. Ja. En weet wat, my vrou kan getuig. Dis nou een ding wat ek ook oorwin. I don't worry. As daar die geld is nie, of dinge wil jy uitwerk nie, dan gaan slaapies ek. En môre word ek wakker, en mense telke male, dan kom die Here, net omdat ek nie geworry het nie, dan kom die deurbraak. My vrou kan getuig, hoeveel keer, dan kom die deur en sê sy, ja, ek het geweet die Here sal voorsien. Maar worry is nie meer deel van my woordeskrif. Dit is heerlik om daar te wees. Maar mense, hoe lieflik is dit om te sien wanneer God in jou lewe werk en hy in jou lewe doen wat jy nie vir jouself kan doen nie. Dis lieflik. En dis wat ek toewens vir een en elkeen. So kinders van die Here, julle wat sê julle is kinders van die Here? Kinders van die Here, praat van die Here, halleluja. Julle, as jy kind van God is dit ons plig om aan God gehoorsaam te wees en te doen wat hy van ons vra en hom te behaag in dit wat ons doen in ons wandel en in ons weer. En dis waartoe ek hier. Reken jouself dood vir die vlees en lewe vir Christus. Want ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer, maar Christus leef in my. Amen. 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 Hemelse Vader, U woord is 'n lamp vir ons voet. Is 'n lig vir ons pad. U woord los ons nie in die duister nie. Ja. U woord los ons nie op 'n punt waar ons moet wonder, maar hoekom en hoe en waar en nee, U gee vir ons duidelikheid om die Christenlewe te kan leef. Ja, En 'n oorwinningslewe te kan leef. My lewe te kan leef waar ons saam met Paulus gaan uitroep, ek is nou meer as 'n oorwinnaar. Deur Christus wat my die krag gee. Dis Christus wat my, Christus het klaar oorwin. Yes. Hy het klaar die vyand uitgeklee en ek dank U daarvoor. Maar daardie oorwinning word nou ook my oorwinning deur my geloof wat ek in hom plaas, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Nou is sy krag my krag. Amen. Sy verlossing is my verlossing. Dankie, Here. Sy oorwinning is my oorwinning. Dankie, Here. Dit maak my meer as 'n oorwinnaar, want hy klaar geoorwin en het sy oorwinning aan my toebedeel. Nou is ek meer as 'n oorwinnaar. O Here, ek dank U daarvoor. Ek verklaar dit saam met my broers en susters. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Amen. Deur Christus Jesus wat my die krag gee. Ag, want julle het dit ook verklaar. Jy sê dit sommer vir jouself. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Deur Christus wat my die krag gee. Here, ons reken onsself meer as oorwinnaars. Ons reken onsself dood vir die sonde, dood vir die vlees en lewend vir Christus. Ons reken dat ons lewe nie lewe om die sonde te dien nie, maar om Christus te dien. Ons reken dat U ons die krag gee om te heers en te triomfeer oor die vlees en oor die sonde wat ons so maklik omring. Dankie Here dat U ons 'n belofte gegee het dat as ons onsself doodreken, sal U nie toelaat dat sonde oor ons heers. Amen. Ons wy ons aan U, o Here. Dankie, Here. Dankie dat U ons die krag gee. Ons roem is nie in onsself. Amen. Ons roem is in die Here wat ons die lewe skenk en die oorwinning
oor die versoeking van die vlees. Ons eer U daarvoor. Ons het U lief, Here. Ons het U waarlik lief. Jammer dat ons soms so fouteer. Ons bely dit vanmôre. Jammer dat ons in woorde so maklik struikel. Jammer dat ons oorgee aan ons vleeslike begeer. Ons bely dit. Ons vra dat U ons sal reinig van daardie sonde, sodat daar nie 'n skeidsmuur tussen ons en U sal wees, sodat ons met vrymoedigheid voor U kan verskyn. Glory to my Lord. Jammer daaroor, Here. Amen. Vergewe ons. Reinig ons met U kosbaar, Amen. Dank U, Here. sodat ons rein voor U kan staan. Dank U, Here. Ons gebed vanmôre in Jesus naam. Halleluja.